Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Ons is aan die einde van die week. Waar is jy nou? Ons praktyk aan die einde van die week in ons lentreis is om 'n hersiengebed te doen. Ek wonder wat by jou opkom as jy terugdink en reflekteer oor 'n dag in jou reis wat vir jou uitgestaan het. Ons het gedink aan hoe Jesus soos gewoonlik eenkant gegaan het en gaan bid het. Sy disippels het hom gevolg, maar hulle kon nie saam met hom wakker bly nie. Ons bly vandag ook by ons skrifgedeelte van die week, Lukas 22. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, dat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Dink weer terug aan wat jou getref het van ons skrifgedeelte in die afgelope week. Wat dink jy wil Jesus hê moet die disippels hier besef? Hulle het aan die slaap geraak van droefheid. Is dit spanning, bekommernis, angs, onsekerheid, hartseer, is dit alles saamgevat? En hy maak hulle wakker. Hulle moet bid. Hoekom kon hulle nie maar geslaap het nie? Dis tog 'n verskriklike tyd vir hulle ook. Kon hulle nie maar net bietjie ontvlugting vind in 'n paar uur se slaap nie? Dalk nooi Jesus hulle na iets anders. Hulle kon ook soos hy eenkant toe gegaan het en gebid het. Dalk is dit eerder wat hulle nou nodig gehad het. Dalk sou hulle daar die vertroosting beleef het waarna hulle verlang het. Dallas Willard sê, solitude well practiced will break the power of busyness, haste, isolation, and loneliness. You will see that the world is not on your shoulders after all. You will find yourself, and God will find you in new ways. Silence also brings Sabbath to you. In afsondering is daar 'n beweging van bloot weg van ander mense, na weg van uiterlike lawaai, na inbeweeg in werklike stilte. In werklike stilte gebeur iets. Die disippels, ons, word ook genooi om hierdie geskenk te ontvang. Ons kan die gejaagdheid en binneste geskarrel stop. Die lawaai wat ons norm raak, kan tot stilstand gebring word, dat ons weer die fluistering van ons siel en van God se hart kan hoor. Ons kan raak sien dat God steeds in beheer is en dat ons bekommernisse en droefheid ook nie alleen dra nie. Dit gee perspektief. Ons kan weer onsself vind. Ons kan God opnuut vind. En ons kan die eintlike rus wat ons na verlang vind. Miskien het jy ook al ervaar hoe jy soms wanneer die wêreld te veel raak, net wil huis toe gaan en by jou naastes wil wees. Daar kan jy net asemhaal en jy kan uit mekaar uitval. Niemand hoef dan antwoorde of raad te hê of eers iets te sê nie. Net die saam wees bring gerusheid en kalmte. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet ek is God. In afsondering kan ons kom wees by hom. En ons kan maar uit mekaar uitval as dit is waar ons is. En dan soos wat ons sy teenwoordigheid om ons en in ons ervaar en verwelkom, spoel die wete dat hy God is oor ons gedagtes, oor ons emosies. Die onstuimigheid bedaar dalk nie dadelik nie. Jesus bid met groter inspanning wanneer die sware stryd kom, maar dan tog groei ons wete dat hy God is. En dan erken ons hierdie plek saam met God as ons plek van veiligheid. Hy is ons skuilplek. Hy is ons rusplek. Hy is ons vlek van beskutting, ons skild, alles waarna ons verlang.
Sou ons hiervoor wakker word, val ons dalk ook nie vir versoekings nie, hoe daardie versoekels ook al in ons lewe kan lyk. En ons wil so graag wakker bly en wees soos ons voorbeeld Jesus, maar ons besef ons kan dit nie self doen nie. Dis vra ons dat hy ons sal help om gewoontes te vorm wat vir ons lewegewend is. Ons vra hom om ons te help om te doen wat vir ons nodig is in ons reis met hom. Hy kan ons ook help onderskei of dit wat ons herhaaldelik doen, vir ons behulpsaam en goed is. Byvoorbeeld, ons geestelike gewoontes help ons om meer soos Jesus te word en dis meer lief te hê vir God, myself en vir ander. En dit met my lei na groter vryheid in hoe ek hom volg. Hy kan ons help reflekteer in 'n gebed of hierdie gewoontes wat ons het dit doen of dit ons hiermee help. Laat toe dat hy jou help onderskei. Laat toe dat hy jou lei en wys. Want die gewoonte self moenie jou sukses wees nie. Die doel is nie om 'n gewoonte te vervolmaak nie. Dit moet ons net draai na Jesus, sodat hy in ons kan werk. Dit moet ons net wys wie hy is en ons bring in 'n spasie waar ons saam met hom kan wees, sodat hy in ons kan bly werk. Kom ons bid nou saam. Jesus, ons wil meer soos U word, maar ons kry dit nie self reg nie. Selfs ons beste pogings neig weer na ons ekkigheid toe. Help ons, lei ons, wys ons en laat ons waarlik by U kom wees. Mag ons in die wees saam met U oop wees om te ontvang wat U gee. Mag ons rus en vertroosting vind. Maak ons wakker vir U teenwoordigheid in ons lewe, Heer. Amen.